Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Hooiberg van die Kruis Triomfeerbediening. Ek groet u in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker en weet u wat, ons komende koning. Ek is nou vanoggend weer opgewonde om weer 'n geleentheid te hê wat die Here Jesus Christus vir my gee om die woord van God te verkondig. U weet, daar's baie mense in hierdie wêreld wat vervolg word omdat hulle die woord van die Here verkondig. Daar's baie mense in hierdie wêreld wat tronk toe gaan. Rusland, Irak, Iran, omdat hulle in die naam Jesus Christus bely. En ek het daai besondere voorreg om in 'n land te sit, Suid-Afrika, wat godsdienstvryheid het. Ja, ons hoor baie diskriminasie teen Christene en dis nie reg nie en nie in die skool nie en al hierdie goeders en dis dinge wat moet gebeur en wat gaan gebeur wat ek en jy nie kan stop nie, want ons opdrag is nie om te stop nie, ons opdrag is om die evangelie van Christus te verkondig. Maar ek en jy sit in 'n land en selfs mense wat van ander lande na my luister, sit in die algemeen in 'n land waar die evangelie van Christus verkondig mag word. Ek sit hier met 'n oop venster en ek kyk hier na die bloekombome en na die reën wat val en na die pragtige omgewing, die mooi groen wat die Skiereiland vir ons bied, die Kaap vir ons bied in 'n winter. En ek het geen vrees dat iemand gaan kom en die venster gaan sien, daar sit die ou alweer en preek. Stop hom in die tronk. Ek kan die evangelie van Christus preek, maar ek wil vir u ook sê, ek sal die evangelie van Christus preek, al sit ek in 'n Irakse tronk. Ek sal die evangelie van Christus nooit verraai nie. Hoekom nie? Want Jesus Christus as God het sy lewe vir my gegee, om my los te maak van die mag van sonde, die mag van die duiwel, en my oorgeplaas in die heerlike lig van sy geliefde seun. En daarom het ek die vrymoedigheid en die ywer om hierdie bediening te handhaaf wat ek nou handhaaf. Ja, ek sien nie baie vrug op my bediening nie, want ek sien nie die mense wat na my luister nie. Ek hoor nie baie, kry so hier en daar 'n terugvoer wat mense met my praat. Maar dit maak nie saak nie, ons is nie in die bediening sodat ons kan sien of daar vrug is nie. Want die Bybel sê die woord van God sal nooit ledig na hom terugkeer nie. So dit wat ek bedien, dit wat ek preek, sal nooit leeg wees nie. Daar sal altyd iemand wees wat die vrugte pluk van dit wat gepreek word. Kom ons bid. Baie dankie Vader vir nog 'n geleentheid om in hierdie dierbare en pragtige boek van Openbaring in te delf deur die leiding van die Heilige Gees. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Hoofstuk 16 vers 1. En ek het 'n groot stem uit die tempel aan die 7 engele hoor sê, gaan, gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Johannes hoor hoe uit die rookgevulde tempel 'n harde stem opklink, a loud voice. Dit is letterlik 'n groot stem. Nou dat laat my dink aan die kruis. Jesus het op 'n groot stem uitgeroep, dit is volbring. Jesus het nog nooit die krag van sy stem verloor nie. Dieselfde stem wat die wêreld geskape het. Dieselfde stem wat gesê het, laat daar lig wees en daar was lig. Dieselfde stem het uitgeroep, dit is volbring en dit is klaar. En hier hoor ons weer die groot stem. In hierdie hoofstuk kom die woord groot dikwels voor. Die ongeregtigheid is groot en God se toorn is groot. Groot en omvangryk is die gebied van die ongeregtigheid. Groot en ernstig is dus die middel van God se toorn. Die harde stem beveel die 7 engele om op te tree. Hulle moet gaan, elkeen van hulle na die gebied op die aarde wat aan hulle toegeken is. Daar moet hulle die 7 bakke van die toorn van God uitgiet. Om uit te stort is 'n skielike en volledige uitvloeiing van die inhoud op die voorwerp van God se toorn. Die toorn van God bestaan hier so te sê nie uit 'n tik met 'n stok
om verkeerde optrede reg te stel nie. Dis nie net 'n tik oor die vingers nie. Maar dit is 'n stem uit 'n volkome oorweldiging en neerslaan van die bose. Bak na bak word met 'n enkele beweging leeggemaak. Die pla volg mekaar in 'n groot tempo. Waarskynlik sal hierdie oordeele wat niks en niemand ontsien nie, binne 'n paar dae afgehandel wees. En weer eens wil ek sê, moet nou nie bang word nie, moet nou nie vrees kry nie, moet nie sê, o, Here, gaan ons dit maak, ons gaan nie daar wees nie. Is jammer vir die ouens wat glo, die wegraping is aan die einde van die groot verdrukking. Maar ek wil amper sê, as jy deur die groot verdrukking wil gaan, laat dit wees volgens jou geloof. Selfs die ouens wat glo in die voorbraak, wegraping, as jy in die middel van die wegraping wil gaan, laat dit wees volgens jou geloof. Maar ek sit, en baie van my medelede van die liggaam van Christus sit met 'n reikhalsende verlange, en ons wag vir die woorde, kom op hierheen. Dis waarvoor ons lewe. Dis waarvoor ons in die oggende opstaan. Dis waarvoor ons die pyne in die liggaam hanteer en ervaar, die ouderdom. Dis waar ons die verdrukkings net hanteer, binne in die konsep van, daar kom 'n dag. Ja, daar kom 'n dag, waar die bassein gaan blaas, en ons is nie meer hier nie. Gaan jy saam? Gaan jy werklik saam? Hy kom net vir hulle wat hom verwag. Verwag jy hom? Nou praat ek nie van, ja, ons verwag hom, want die Bybel sê, hy gaan terugkom. Nee, ek praat van 'n verwagting. Soos hy liedjie wat sê, I feel it in my bones. 'n Verwagting in my bene. Christus gaan vir my terugkom. Christus gaan nie net terugkom, omdat die Bybel sê hy gaan terugkom nie. Christus gaan nie net terugkom, omdat daar sprake is in die profeseë. Dat daar net sprake is in die profeseë dat hy gaan terugkom nie. Nee, hy gaan terugkom vir sy liggaam. Nie vir sy bruid nie. Ons is nie sy bruid nie. Ons is deel van die liggaam van Christus. Ons is deel van die bruidegom. Ons is deel van die kerk van Christus. Hy gaan terugkom vir sy liggaam. Hy gaan terugkom vir sy kerk. En daaroor lees ons die boek Openbaring, sodat ons hom kan leer in die krag van sy opstanding. Waarskynlik sal hierdie oordeele wat niks en niemand ontsien nie, binne 'n paar dae afgehandel wees. Hulle word nie aangekondig nie, soos het gebeur het met die 2 vorige reeks pla, die seels en die bassyne. Hulle gebeur sonder enige waarskuwing, omdat God reeds genoeg gewaarsku het. Ons lees vers 2, hoofstuk 16 vers 2. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehaat het en sy beeld aanbid het. Die eerste 4 bakke is baie soos die eerste 4 trompette in Openbaring 8. Die pla van die eerste 4 bakke tref dieselfde gebiede as wat die eerste 4 bassyne gedoen het. Die verskil is egter dat die bassynpla 'n beperkte deel van die aarde getref het, 'n derde deel, terwyl die bakpla nie daardie beperking het nie. Om die spoed van aksie te beklemtoon word nie gesê en die eerste engel het gegaan nie, maar toe het die eerste gegaan. Jy vind dit ook in elk van die volgende gevalle. Die eerste gooi sy bak op die aarde uit. En dis nie die aarde in die breë sin van Openbaring 16 vers 1 nie, maar 'n beperkte sin van die droë land. Want in die volgende word ook melding gemaak van ander gebiede op aarde, soos die see en die riviere. Wanneer die engel sy bak uitgegooi het, word die gevolge dadelik sigbaar. Die mense wat aan die dier verbind is en sy beeld aanbid, kry 'n afskuwelike en kwaadaardige seer as 'n merk. God sê, julle wil mos nou 'n merk hê. Julle wil mos nou die anti-kris 'n merk hê. Kom, ek gee vir julle sommer net 'n bykomende merk, sommer 'n klomp merke, sodat julle kan sê ons is die gemerkte nasie van die anti-kris. Dit kan nie net 'n klein seertjie wees waarop jy 'n pleister kan sit nie, maar dis 'n enorme, treffende seer wat nie behandel kan word nie. 'n Seer is 'n uitbarsting van innerlike onreinheid wat saamgaan met pyn en wat die uiterlike skoonheid in afstootlikheid verander. Vir mense wat alles opoffer vir perfekte liggaam. Ons kry dit. Mense oefen. Hulle wil perfek wees. Hulle velle word behandel. Hulle gaan vir allerhande plastieke snykunde, vir allerhande goedes, net om hierdie liggaam pragtig te maak. En God kom en hy sit 'n sweer daarop, want jou uiterlike beïndruk hom nie. Vir mense wat alles opoffer,
vir 'n beperkte liggaam, beide in terme van gesondheid en vorm, is dit 'n ramp van ongekende afmetings. Hulle het alles gedoen om hulle liggaam in top toestand te hou, en nou, deur een daad van God se toorn, verander hul liggaam in 'n wrak. 'n Jammerlike voorbeeld van ellende en pyn. So Satan Job eens met afskuwelike swere geslaan het, slaan God nou die volgelinge van die dier met swere. Vers 3. En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi en het dit bloed geword soos van 'n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterf. En het geword soos die bloed van 'n dooie man. Baie bloedig, soos 'n verminkte lijk, of anders gekleur as te ware met die donker en amper swart bloed van 'n dooie man. Laasgenoemde blyk heel waarskynlik die betekenis te wees wat impliseer dat die oseaan verkleur sou word en wat aandui dat dit die effek was van bloed wat in groot hoeveelhede op die water gestort is. Openbaring 8 vers 8 is dit, die see het bloed geword. Hier sou die toespeling op die bloed van 'n dooie meer natuurlik die idee van 'n vlootkonflik te suggereer en van die bloed van die gesneuweldes wat in groot hoeveelhede in die diepte gestort is. Die woorde en elke lewende gesiel het in die see gesterf. In Openbaring 8 vers 9 word gesê dat die derde deel van die skepsels wat in die see was gesterf het en die derde deel van die skepe is vernietig. Hier is die vernietiging meer algemeen. Die ramp is ernstiger en verskrikliker. Dis asof elke lewende wese gesterf het. Geen klem moet hier op die woord siel gelê word nie, want die woord beteken bloot 'n skepsel, 'n lewende wese, 'n dier. Die sin hier is dat daar een of ander verskriklike ramp sou wees, asof die see in donker bloed verander sou word en asof elke lewende wese daarin sou sterf. Ons is so lief vir die see. Ons is so lief vir die visse wat ons kan vang in die see en die prons en al die goede wat jy eet wat uit die see uitkom. Kan jy jouself indink? 'n See met niks van daai goeders in nie, maar 'n see met branders van bloed, kolken van bloed, beweging van bloed en baie plekke gestolde bloed. Kan jy jou dit indink? Nee, ons kan nie. Die navraag te doen oor die korrekte toepassing hiervan is dit natuurlik om na iets te soek wat met die see of die see verband hou en ons moet verwag om die vervulling te bevind in een of ander ramp wat sou val op die marine mag of die handel van die mag waarna hier verwys word. Volgens die interpretasie wat deurgangs aangeneem is van die pauslike mag en die regte toepassing volgens hierdie interpretasie, sou die algehele vernietiging of uitwissing wees van die vlootmag wat bygedra het om die pausdom te onderhou. Dit moet ons soek met betrekking tot die vlootmag van Frankryk, Spanje en Portugal, want dit is die enigste pauslike nasies wat 'n vloot gehad het. Ons moet verwag om in die vervulling hiervan 'n reeks vlootrampe te vind wat die see rooi maak met bloed, wat geneig is om die mag van die pausdom te verswak en wat beskou kan word as een in die reeks gebeurtenisse wat uiteindelik lei tot sy hele omverwerping. Gevolglik, in die uitvoering van die plan wat aangeneem is om die uitstorting van die eerste bak te verduidelik, moet opgemerk word dat onmiddellik na die gebeure waarna aldus verwys is, 'n reeks vlootrampe was wat die vlote van Frankryk en dit het die mees formidabele vlootmag wat nog ooit deur enige nasie onder die pauslike heerskappy voorberei is, heeltemal vernietig. Intussen was die groot vloedoorlog tussen Frankryk en Engeland aan die gang, wat vanaf sy aanvang in Februarie 1793 vir meer as 20 jaar geduur het met geen onderbreking behalwe die van die kort en misleide vrede van Amiens, in watter oorlog die maritieme mag van Groot-Brittanje oral die Franse skepe handel en kleiner kolonies vernietig het, insluitend die van die vinnige en lang voorgesette bondgenote van die Franse, Holland en Spanje. In die jaar 1793 is die grootste deel van die Franse vloot by Toulon deur Lord Howe vernietig. In Junie 1794 het Lord Howe se groot oorwinning oor die Franse van Oostend gevolg en dan die inname van Corsica en byna al die kleinere Spaanse en Franse Wes-Indiese eilande. Toe in 1795 Lord Bridport se vlootoorwinning en die inname van die Kaap, die Goeie Hoop. In 1797 die oorwinning oor die Spaanse vloot buite Kaap Vincent en die van Camperdown oor die Hollanders daarna. Agtereenvolgens Lord Nelson se 3 magtige oorwinnings van die Nyl in 1798, van Kopenhagen in 1801 en 1805 van Trafalgar. Altesaam in hierdie vlootoorlog
Vanaf sy begin in 1793 tot sy einde in 1815, blyk dit dat daar naby 200 skepe van die lyn tussen 300 en 400 vergatte en 'n byna onberekenbare aantal kleiner oorlogsvaartuie en skepe van handel gesink is. Die hele geskiedenis van die wêreld bied nie so 'n tydperk van vlootoorlog, vernietiging en bloedvergieting soos wat ons dit gaan sien in Openbaring nie. Hierdie kort omsomming kan toon, indien hierna verwys is, die gepasheid van die uitdrukking, die see het geword soos die bloed van 'n dooie, en kan ook aantoon dat met die veronderstelling dat dit bedoel was dat na hierdie gebeurtenis verwys moes word, 'n gepaste simbool gebruik is. Geen taal kon hierdie bloedige tonele meer treffend uiteensit nie. Vers 4. En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword. Die idee van die tweede skaal word hier voortgesit. Let op die, wat ons gesien het op Openbaring 16 vers 3. Let op die ooreenstemmende oordeel van die derde basyn. Benewens die interpretasie van die tweede skaal wat hierbo gegee is dit waarskynlik dat die bloed die slagting en dood aandui wat deel is van God se wraak op die goddelose. Die verdelings wat in die eerste 4 skale aangeneem is, stem ooreen met die in Openbaring 14 vers 1 tot 20, wat die hele van God se geskape wêreld aandui, hemel en aarde en die see en die waterfonteine. God spaar niks. Weereens, hierdie volledige besoedeling is in teenstelling met die gedeeltelike 1/3 besoedeling van vars water wat in Openbaring 18 tot 11 getoon word. Wanneer hierdie oordeele kom, moet die tyd baie kort wees tot die wederkoms van Jesus, wat met ekologiese rampe soos hierdie kan die wedloop nie lank oorleef nie. Vers 5 tot 7, en ek het die engel van die water so sê, regverdige Here is u wat is en wat was, u die heilige, omdat u hierdie oordeel uitgevoer het, want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en u het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. En ek het 'n ander een uit die altaar hoor sê, ja, Here God, almagtig, waaragtig en regverdig is u oordeele. Dit is heeltemal gepas dat diegene wat hulle daarin verheug het om die bloed van die heiliges te vergiet, nou gedwing word om bloed te drink. Hulle het die lewende water geweier en nou sal die waters van die dood gegee word. Selfs te midde van die oordeel is dit reg dat die engel verklaar dat u regverdig is, Here. Nie net is God se geregtigheid regverdig nie, dit is suiwer en gepas. Daar is geen vigilante geregtigheid by God nie. Met ander woorde, hier en daar soos 'n bosoorlog nie. Die stem van vers 7 is of 'n engel wat van die altaar afpraat of die altaar verpersoonlik, want die korporatiewe getuienis van die martelare verteenwoordig en die gebede van die heiliges. Hierdie sprekende altaar kan God se altaar wees, kruis waar sy grootste offer gebring is en wat hier getuig van sy regverdige oordeel, beide in die verlede en binnekort. En die altaar waardeur God in sy liefde geoffer het, 'n manier om van hierdie oordeele te ontsnap. Kom ons doen nog vers 8 tot 9. En die 4de engel het sy skaal op die son uitgegooi en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met 'n groot hitte en hulle in die naam van God gelaster wat mag het oor hierdie pla en het dit nie bekeer om hom heerlikheid te gee nie. Wat normaalweg as vansprekend as 'n seën beskou word, die warmte van die skynende son, is nou 'n vloek. Kan jy dit indink? Ons sê altyd, ag, hoe lekker skyn die ou sonnetjie nou. Hulle gaan dit nie sê nie. Die versuim van mense om met bekering te reageer, toon dat die mense verdorwenheid nie deur 'n kennis of 'n ervaring van oordeel verander sal word nie. Mense wat nie deur genade gewen is nie, sal nooit gewen word nie. Luister, dis hoekom jy die opdrag kry om die evangelie te verkondig aan alle mense, en dan diegene wat tot bekering gekom het, disippels van te maak. Die Bybel sê nie gaan red mense nie. Ek het nou alweer soveel gered en ek het nou alweer soveel gered. Nee, hy sê gaan en verkondig die evangelie. Jesus Christus die gekruisigde, wat begrawe is, wat opgestaan het en wat vir ewig lewe. Dis die evangelie. En as mense nie deur genade gered word nie, sal hulle nooit gered word nie. Die wensdenkerry van sommige dat mense berou sou hê as hulle net die krag en regverdige oordeel van God ken, word verpletter deur gereelde melding in hierdie hoofstuk van die hardheid van die menslike hart in die aangesig
van die strengste en duidelikste goddelike dissipline. Selfs om te sê, mense sal gered word as hulle sien hoe God siekes genees, hoe God wonderwerke doen. Dit werk nie. Ek weet van mense wat ongered is, wat God hulle genees het van 'n siekte en hulle is nog steeds ongered. En veral in die groot verdrukking gaan dit moeilik wees. En hierdie ouens wat natuurlik die merk van die dier dra, sal glad nie tot bekering kan kom nie, maak nie saak hoe nie. Hulle het klaar 'n keuse gemaak. Ons gaan volgende keer aan met vers 10 tot 11 van Openbaring 16. Baie dankie Vader dat U vir ons die krag en die leiding gee binne in die majesteit van die openbaringskrag van die Heilige Gees, dat ons kan verstaan en Jesus kan leer ken in die krag van sy opstanding. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.